Hallo oom CJ, dit is lekker om saam met oom hier by Klein Boys Rugby te chat. Môre man, dankie, dit is 'n voorreg. Ek het gedog die bankie gaan te klein wees met my, ek sien is genoeg plek vir ons altyd. Vertel vir ons 'n bietjie van oom se hoërskooldae en wie was oom se rugby held as kind? Jy moet nou mooi onthou, ek was 'n bietjie ouer as julle, so ek was in hoërskool Oudtshoorn, in Riversdal. Baie geniet, dit is amper dieselfde gevoel as Boys daai, maar ek voel Boys daai het die laaste paar jaar in my hart gekry, so ek is daar by die onder 16's by die hoërskool, so ek geniet Boys daai baie op die oomblik, so het is 'n kon kies so dat Boys daai gekom het, wie weet. Maar ek is groot geword in George en ek is Oudtshoorn toe en vir my toe ek groot geword het, ek kan nie julle so onthou nie, lang terug was daar oom Bobby Skinstad. Ek kan onthou. Hy het so tong uitgesteek en so, en sy het breed gekrek het. Maar hy was nie my, dit is nie ou wie ek gelijk het, nie so, ek sê maar net sy naam. Maar soos ook omdat julle goed ken, iemand wat ek opgekyk het was om Cornel Krieger. Die rede daarvoor is hy my hart gespeel, my hart geduik, en is iemand wat altyd as hy maak nie saak die springbok trui of die WP trui gedryf het, die sy beste gegee het vir die span, nie vir homself nie. Baie van hierdie manne gym elke dag. Ek hoor oom se pa het gesê, oom mag nie gym nie. Oom het liewers op die plaas werk en voersakke dra. Dit klink asof oom se pa groot invloed op oom se lewe het. Watter lewenswysheid het hy vir oom geleer? Dis met goeie, nie waar jy die vraag gekry het, my pa gepraat. Yes, so ek het op die plaas groot geword, so my pa was 'n baie praktiese ou. Ons melk nou nog, so ek het nooit gegym toe ek op skool was, ek het eers begin gym toe ek so 17, 18 is. En ons het altyd op die plaas, in die melkstal, het ons 'n siklus gehad van 14 beeste, vat so 5 minute, dat het my pull-up baard gegee in die melkstal. En dit gesê, ek moet pull-ups doen, nie vir 5 minute nie, maar soveel as dit kan, so dit is my goed gewees, en dan het ek op die plaas lekker hard gewerk, vakanties, maar my pa het altyd vir my gesê, ek onthou nog met my laaste toets, het het my gesê, want as jy begin toets rugby speel, jy word so gewoond aan jy weet, elke week oefen en een groot wedstrijd, en gaan jy begin om die stress nog altyd. Ek het toe ek begin speel baie minder gestres as toe ek ouer word, want toe die jonger oukies begin leerkom, so ek is bang verloor my plek, jy weet, so, maar een ding wat het my gesê het, is doen nie die basics. As jy hard jou beste gee in jou tackle, jou beste gee in jou breakdown en goed paas, dan is die helfte van die game klaar. Maar die beste ding wat het my gesê het is, gee dit jou beste ten alle tye, vir die span, en nie vir jouself nie. Hy het altyd gesê, moet nie aandag trek na jouself toe om die beste speler vir jouself te wees, maar vir die span. Hoe kan ek Saterdag of Vrydag of vandag, vanmiddag die span beter maak? Dus dit is in een breakdown of in een tackle, doen dit vir die span en lei met jou voor met hoe jy speel. Moet nie sê wat jy gaan doen, speel soos wat jy wil. Ja, dit is wyse woorde. Hulle het destyds gesê, oom is te klein om as 'n losvoorspeler vir die Springbokke te speel. Toe besluit oom om Ierland toe te trek. Hoe moeilik was die besluit en die aanpassing? Ja, ek het altyd gedink, seker omdat ek nie gegym het op skool, so dit was seker die rede. Ag, ja, dit was 'n moeilike besluit, omdat as jy groot word in Suid-Afrika, jou grootste droom is om altyd, maak nie saak wat se sport jy speel, of is dit nou hockey, of netbal, of rugby, of vir Suid-Afrika speel, vir die Bokke. En ek was gelukkig genoeg om 'n paar keer vir U20 uit te draf, so in jou kop het ek gedink, ek het saam Sia Kolisi en daai tyd François Venter en al die manne wat nou Springbok speel, een van hulle het ek gespeel, so ek gedink ek gaan vir die Bokke speel. En ek onthou toe Ierland my kontak die eerste keer, die eerste ding wat ek vir hom sê is, ek weet nie eens waar is Ierland. En tweedens, ek kan nie Engels praat nie. So ek het lang gedink oor en gelukkig was ek om my vrou daai tyd al my verloofde gehad toe kon besluit daaroor en ek dink julle is ook baie jong manne, maar jy moet, wat ek altyd besef het in die wêreld is, jy moet
4 of 5 mense naby jou hê wat jy kan vertrou en besluit neem. Dit is baie belangrik om die regte pelle en die regte ouers in jou sirkel te hê wat die beste wil hê vir jou toekoms. So ek het so 4 vriende en my pa veral wat my raad gee. Ek het al 4 raad gevra en al 4 het verskillend goed gesê. So op die einde van die dag het ek maar die besluit gevat en ek is oor Ierland toe en ons het daar aangekom, dit was 2 grade, kan ek hulle vinnig 'n storie vertel. Okay. So toe ek nou in Ierland aankom, ek kan nou nie Engels praat nie. So toe ek land en ek het nie baie geld gehad, ek het 2 beeste gehad op die plaas, so dit was R7.000 beeste, ek het R14.000 gehad, toe ek nou in Ierland land. En as jy dit convert, is dit omtrent €1,000 gewees altyd. Okay, so my vrou Tannie Jammer is toe op pad saam, maar ek wil nie vra nie, want ek het maniere, ek wil nie vir mense vir die span vra, kan ek so'n geld kry, so hulle boek my toe in die hotel in, so as by die hotel inrijd, toe sien ek die hotel kost €200 'n aand. Nou weet ek of ek betaal daarvoor of hulle gaan betaal, so ek weet €200 is 5 aande, dan is my geld op, so ek nog hele maand bly. En by die hotel, en ek sê vir die, ek kom in die kamer, en ek is baie skaam, en ek sien toe daar is 'n spar, julle weet die spar, wat ons hier so het, daar is die een, ek gaan toe oor, en ek koop hoendereiers, en 2-minute noodles. Want ek het nou nie baie geld oor, ek moet hierdie eet, en ek kook die eiers in die ketel, en ek van die eier dan dop ek hom af, en gooi ek die water in die 2-minute noodles, en ek eet dit toe, lekker. Maar die 2-minute noodles is 'n Chinese maak, en ek kan nie verstaan waar hulle opstaan en het is so groen en bruin en ek dog toe maar die bruin is moes nog maar seker styk en die groen is groente en ons so blou en die keer ek dog toe maar is vis, was toe nie vis nie. Ek weet nou nog dat sy geure is nie, maar ek eet toe al die goedjies en ek doen dit vir so 10 dae en by die klap kry ons vir die kos in die en ek eet toe daar en hulle eet vark wat hulle kook, net so, met sout, dan gooi hulle kool. Weet julle wat kool is? Kool. Gooi op en dan gooi wit saus. Nie mayonaise nie, wit saus boers. Maar ek eet sulke borde. En die klap en die ouens sê, jy is in. Jy wil nie wees. Ek sê dit nie, ek het nie kos, dit is al wat ek doen. Dit is al wat ek kan doen. En ek gaan aan vir so 10 dae en my geld raak toen half op hierdie €1,000 en ek is by die hotel en ek kom toe by die tannie onder by ontvangs en ek sê vir haar tannie maar wil uitcheck. En sy sê vir my in Engels nou, did you enjoy your stay? Yes. I are loving it here. En sy, jy kan sien sy ding toe, net jy nou laag vir die oukie is lekker nie. En sy sê, did you enjoy the pool areas? Ek sê, no, I thought I had to pay for it. Sy sê, no, it's for free. Ek sê, okay, tannie, dankie. Sy verstaan toe nie, die tannie deel nie. Toe ons op die einde kom, sy sê vir my, did you at least enjoy the free breakfast, lunch and dinner? So ek het vir 10 dae 2-minute noodles en eiers geëet, maar daar was vir nie breakfast, steak en dis ook wat meneer gesê het, hulle het my onder in hulle het my die stad van die stedel van die stad gegee, maar hulle is sleg of om oor die breakfast te gemis het, die sê hulle van maar ek kan nie nog gepleit vir die keer. Hoe het hom gevoel toe oom vir die eerste keer die Ierland-trui aangetrek het? Dit was baie spesiaal, ons het gespeel teen Wallis in Ierland, in Dublin, ons het gelijk op gespeel, maar dit was my groot eer. Ek dink as jy begin, as jy so hard werk vir 'n droom en dit word waar, daai oomblik, soos julle nou gaan voel vanmiddag, daai oomblik partykeer kan te groot word, as jy al die harde werk in gesit het, en jy is reg af voor, ek het baie geniet, dit was 'n baie lekker geweest. Van al die afrigters wat oom al deur die jare gehad het, wie het die grootste verskil in oom se lewe gemaak en hoekom? Ek het al 'n paar gehad, ek het al vir oom Rassie gehad, ek het al vir Joe Smit gehad, Andy Farrell, maar die afrigter wat my die grootste impak gemaak het was Johan van Graan, hy is nou by Bath, ek was toe by Pretoria aankom 19, het hy my afgerig vir 4-5 jaar, ek en hy is nou baie goeie pelle. Die rede hoekom hy groot impak gemaak het, as ek net kyk na sy leefwys, hy is 'n groot Christen, hy weet wat hy wil hê in die lewe en familie is onbelangrik, en ek het daai spieelbeeld in my lewe, en tot vandag toe
gesels met mekaar en hy is een van my raadgewers. Dis 'n baie eerlike persoon en ek wil vir hom enigiets vra en hy sal sy beste raad gee sonder om iets vir homself daar uit te win, as jy dit moet verstaan. Wat is die belangrikste les wat rugby vir oom oor die lewe geleer het? Om my lewe te geniet. Ek dink baie keer begin of ek self toe ek nou begin vir Ierland speel vir die Bulle, ek so geworry oor gestres oor die wedstryd aan die einde van die dag se resultaat. Dat jy weet want ons is mans en ons wil altyd wen, maar die proses deur die week is die deel wat jy moet geniet en aan die einde van die wedstryd is jy beste gee en ek praat ook van purpose. So my purpose toe rugby gespeel was om so goed as moontlik te kan oefen deur die week, goed te kan recover en die beste kan wees met die span. En toe ek dit begin uitleef, het Saterdag vir my of so vir julle nou vandag 'n droom geword, want ek kon net myself uitbeeld en myself geniet so die lewe te geniet. Die manne speel vanmiddag hulle belangrikste wedstryd van die jaar. Oom weet hoe mens voel voor 'n groot wedstryd. Watter boodskap wil oom vandag vir hulle gee? Jong, ek het baie emosies gehad toe ek rugby gespeel het. So ek gaan van huil baie keer na naar wees en onseker wees. Maar die grootste boodskap wat ek vir hulle kan gee, ek sê dit vir almal al die jare. Julle het klaar die harde werk aan gesit. Ek is wat my nou baie trots gemaak het, toe die meneer hier voor was en die kreet gesing het. Die hele skool, almal, van onder 7 af, van graad 1 af, tot die meneer, tot die juffrouens agter julle. So, gaan vandag uit, gaan geniet dit, harde werk is gedoen, al wat julle moet doen is die bloedworse. Yes. As jy 'n bloedwors voor jou sien, maak seker hy hier daarvan. Alright? Okay. So as jy kans kry, make jou maak. Dit is 'n goeie boodskap. Hoor julle manne? Wat het oom met mens nodig om eendag professionele rugby speler te word? Ek dink jy moet 'n wil hê. Jy moet 'n wil hê om die beste te wees vir jouself, hard te kan oefen, terugslae te kan vat en vorentoe te kan werk en nie altyd net goed te verwag nie. Ek dink baie van almal dink as hulle A-spanne speel en waar is toe gaan, hulle speel waar is die kap, hulle kom daar, hulle verwag hulle gaan 'n kontrak kry. Die wêreld is taaf wel buite, so ek dink talent is nie net goed genoeg nie. Ek dink jy moet hard werk, hard werk. Ek is deur my loopbaan 2 keer, ek nou eens staan of graad 1 of staan 6 proses gewees. Toe ek by die Bulle aankom, toe ek niemand en niks, en ek was daardeur werk. Toe ek in Ierland aankom, toe ek niemand en niks, en dis nou maar as jy in graad 1 en graad 8 is, dan moet jy maar weer deur alles werk. Toe ek vir Ierland begin speel, toe ek weer deur die proses gaan. En bly nederig. Ek dink die grootste ding is ou se kop hardloop vanaf weg en jy voel jy moet iemand wees en sê goed doen. So find your purpose, moenie goed verwag jy bly nederig. Dis die boodskap. Dankie oom CJ vir al oom se wyse woorde. Dit was 'n lekker rugby chat.